Amen. Ek wil uit voordat hulle beginne, hierdie slagspreekie wat ek hier op het. Een ding wat ek geleer het in die lewe, dit sal nie vir altyd sleg gaan nie. Beerd is beerd. Nou, 'n mens koppel iets in 'n rassie, maar ek noem dit so. Dis ons colored mense wat daai slagspreuk ingebring het. Beerd is beerd. En ek like dit. So gaan dit vanoggend met jou sleg. Voel jy jy's down? Weet verseker, beerd is beerd. Daar gaan 'n dag kom wat alles change. Nou die duiwel jou maar trap. As jy ook toelaat dat hy jou net trap, het jy ook 'n probleem. Want jy moet opstaan in Jesus. Maar beerd is beerd. Daar kom 'n dag wat jy sal vlieg in die Here. Amen. So daar was my gevra om 'n bietjie te gesels. Ek preek nie vandag nie, ons gesels net. Net te gesels oor hoe dit was om in die bediening in te kom. Okay? So ek het vanoggend, want ek het nie gisteraand tyd gehad nie, so vanoggend kom my goedjies voorberei en my goed kom regsit. En toe gesels die Here met my en hy verander so 'n bietjie aan my beplanning. Nou ek is iemand wat alles moet in plek wees, alles moet voordat uitgeklaar wees en reg wees. Maar ja, die Here het sy eie planne in die lewe. En toe sê die Here vir my die volgende woorde. Hy sê vir my, my plan vir jou is groter as net 'n blompot. Okay? En hierdie is wat ek vir myself voorbeeld, dis wat ek my as sien. Alles is presies op plek. Dis hoe ek van dinge hou. Okay? Dit moet klaar beplan wees, alles moet reg wees. Dankie. En ek het 'n jaar terug, bietjie langs 'n jaar en 'n half terug, het ek hierdie kant toe gekom. Voor dit was ek in Nawaldai 8, 9, 10, ek kan nie onthou nie. Dis 9 jaar saam. Dis nou 'n jaar en 'n half getroud. En in die begin het ek eers by Ansrede gebly voordat ons getrou het. En Ansrede het my baie gelei, want ek is 'n persoon as 6 uur ete is, moet jy 6 uur daar wees. Daar is nie verskonings nie. En sy moes my leer, dis okay. Jy weet, dinge gebeur op sof. Daar's kort goedjies wat tyd en aandag nodig het. So dan moet jy opofferings maak. En Jy's okay, jy's. so Voorberei, hele boks. een ding is definitief verseker, jy kan nie in die bediening instap op jou eie nie. Jy kan nie dink dinge gaan altyd maklik wees nie. Maar as jy vriende het wat jou ondersteun, wat daar is vir jou. Nie, jy weet, as jy wil afpak die dag, wil jy afpak, maar jy praat nie sleg nie. Wat mense wat net sal staan en luister, vir jy dis okay. Môre sal beter wees. En dit help. So, ja, toe later aan het Awaldai was op die plaas en ek in die dorp. Ek dink die eerste jaar was vir ons eintlik baie moeilik, want iets wat ek besef het is, daar's afstand, maar jy weet nie hoe om daar te wees vir die persoon vir wie jy lief is nie. Want jy weet nie altyd waar jy gaan nie, want jy het jou eie lewe en hy het sy aparte lewe. Okay, so in die aande as ek by die huis gekom het ek gaan slaap of kos gemaak, geëet en gaan slaap. Die tyd wat ek reeds in die bed is, het hy op 'n werk. Dan het ons nie meer gepraat nie. So dit begin al hoe minder gesels, al hoe minder weet wat in mekaar se lewe aangaan, want sof is chaos. Naweek kom ek uit plaas toe, en dan vra die mense vir my, het jy lekker gerus die naweek? Dan kyk ek hulle net so en geskit my kop, want julle het nie idee hoe dit is op 'n naweek op sof nie. Dit is besig. Dit is regtig besig. Maar dit is lekker.
My oorspronklike plan met my lewe, daai tyd was, ek wou tandarts word. Ek wou nie oogkunde studeer het nie. Nie wou nie, maar dit was nie my wil nie. Okay? Die Here se wil was toe nou meer oogkunde. Vir tandheelkunde kort jy 'n M-telling met 1 punt meer as vir 'n oogkundige. En so bid ek en ek vra, en die Here wys vir my oogkunde, maar my wil is tandarts. Ek wil tandarts. En so neem die Here 1 punt van my M-telling weg. Hy weerhou dit vir my. Toe ek gaan hermerk het, toe kry ek daai punt. Maar as ek van die begin af my volle M-telling gehad het, het ek my wil gaan studeer. Want dis wat ons wil doen. Ons weet mos van beter. En die Here het gesê nee, tandheelkunde. Hy het my punt vir my teruggegee toe ek hermerk het en ek het klaar in die kursus ingeskryf vir 'n oogkundige en dis wat ek geword het. Ek is baie gelukkig daarin. Ek geniet dit nogals baie. Maar weer eens is ons wil. En ons bid altyd en sê Here gebruik ons soos wat U wil, maar nie soos dit nie. Okay? Dis nie lekker om 3:00 die oggend op te staan en 'n ander man se kind te moet gaan haal nie. Dis regtig nie lekker nie. Maar ons gebruik my Here, gebruik my soos wat U wil. Dis nie lekker om na ure te moet ry en 'n ander moet wegloop te gaan haal nie. Maar Here gebruik my, ek is hier. Ek is hier vir my man, Here. Ons is saam in die bediening. Maar dis nie lekker om op naweke te moet sit en te moet hoor, Wally, kan ek asseblief my foon kry? Wally, daai net is 'n neus gekrap. Wally. Dis nie lekker nie. Maar weet julle nou, mense doen dit want jy's in die bediening, jy's daar saam met jou man. Daar's dinge groter in die lewe as ons. Ons moet begin bietjie minder raak, so die Here kan meer raak in ons lewe. En dit kan nie gebeur as ons vashou in ons ideaal, en dit wat ons wil wees, en dis hoe ons onsself sien nie. Want die Here het 'n groter doel, 'n groter plan vir jou, as net 'n blompot. Maar ons hou vas aan, ek wil in die lewe A, B, C en D gaan word, want ek wil soveel geld bereik, en soveel goed groei in die lewe, maar ons kom nie terug na die Here toe nie. Ons wil nie hoor wat die Here vir ons sê, ons wil nie sy pad volg nie, want dit is te stadig. Dit groei nie vinnig genoeg nie, dit het nie genoeg geld in nie. Julle geld is net 'n nommertjie. Dit help nie. As ek en hy moet oorleef op 'n gewone salaris, sal dit nie maak in 'n maand nie. Ons ongelooflik baie seëninge. Van ons getrou het ons vrieskas nog nooit leeg geraak met vleis nie. Ek weet hoe nie, maar ons het net verlede Vrydag die bout gaar gemaak. Want my man van word weer geslag, ons vrieskas moet leeg kom. Ons kry nie ons vrieskas leeg geëet nie. Waar nie lewe jy so? Ons het regtig nie tekort nie. Ons opoffering in die lewe, maar as dit werd, jy moet soms stil raak by die Here en hoor wat is sy plan vir jou. Want as jy nie gaan volg wat die Here se plan vir jou is nie, gaan jy jou eie wolfis moet face in die lewe. Okay? So jy kan doen net wat jy wil. Dis jou keuse, jy's jou eie mens, jy's 'n volwasse mens. Doen met alle liefde net wat jy wil. Maar dan moet jy pa staan vir dit wat jy gaan moet face in die lewe daar buite. Want dit gaan nie maklik wees nie. Want as jy wegdraai van die Here af, gaan jy die volle gewig van die lewe moet dra. En dit gaan jy op jou eie wees. Okay. En dan maak graag vir my daai ding order. Dis ook sê, soms hou ons so vas aan ons gemaksone, ons blompot, want dinge moet presies gebeur soos ons beplan. Soms wil jy stil raak by die Here nie, want ons wil nie hoor wat hy te sê het. Ons wil nie hoor wat sy planne vir ons is nie, want dis nie gemaklik nie. Dit is nie die maklikste altyd nie, maar dis die moeite werd op die einde van die dag. Dis die makliker ding om te doen, is om weg te draai. En te sê, maar ek kan vir myself voorsien. Ek kan self maak in die lewe. Want net sê jy gaan nie. Jy kan nie. Ja. Jy kan nie sonder die Here gaan nie. Jy kan nie sonder deur by sy voete te bly, gaan jy dit nie maak in die lewe nie. So, ek kan maar afsluit vir ons. Ek hoop julle glo my nou, ek is die stil teruggetrokke persoon. Een ding is verseker. 'n Pad wat ons stap is nie een wat jy alleen kan maak nie. Ons het Jesus Christus nodig.
Hy is die voorsiener, nie jou werk nie. Ons moet daai ding reg kry. Daar's klomp wat sit en ek weet binne jou sit jy, ek wil vir my kind voorsien. Ek wil klaarmaak hierso, ek wil dit doen, ek wil dit gaan doen. Spreuke 19 vers 16. Hy sê baie planne is in die hart van 'n mens, maar net dit wat God vir jou beplan sal bly staan. Ek wil hê daai ding moet insink by ons. Gaan sit stil, gaan vra, Here, wat is U wil vir my? En bly daarby. Doen net eenvoudig dit. Alright. François. Okay, wil jou vra of jy vir ons net 'n liedjie sal speel of soos net iets in die agtergrond en so. Jy net gou gap gee. Dan terwyl François speel, ek wil hê gebruik net die 5 minute, net die 3 minute. Ons gaan nie afsluit en dan elkeen uitstorm en so. Ek wil vra terwyl François besig is om te speel, gebruik die kans en die geleentheid. Vra vir die Here, Here, wat is dit wat U wil hê moet ek doen? Waar wil U my gebruik? Maar nou wil ek terselfde sê, skuif jou eie plannetjies eenkant toe. Maak regtig oop dat die Here vir jou vertel, waar wil hy jou gebruik? En dit wat die Here sê, kom ons begin, soos Royce vanoggend gesê het, kom ons begin doen. Kom ons begin iets doen daartoe, om by ons ideaal wat die Here vir ons het, uit te kom. In Jesus naam. My beloved is the most
thousands and thousands. Yeshua. Come on, start and sing a song. Ek wil weer inkom. Dis baie pragtig, hoor. Ek wil weer die stempel opsit. Dit is al van vanoggend deur die aand op my. Hierdie ding. Wanneer ons by die kerk kom, kyk 'n bietjie die gesigte. Kyk 'n bietjie die hande opsteek. Dit lyk so mooi. Maar Maandag tot Saterdag, daai selfde gesigte, vertel 'n ander storie. Die meerderheid, kom ons face dit. Ek kyk vanoggend op comments, dat party mense, ek kyk julle profile, hulle behoort aan Christus, hulle het kruise en hulle het alles, maar dan vloek hulle iemand. Of die drankbottel staan daar. Die vraag is, dit wat ons gesiggie Sondagoggende wys, is ons dit deur die week ook. Doen ons. Niemand werk om in die hemel in nie. Maar kom ek gee gou vir julle 'n surprise. Hierdie mense wat dink jy hoef niks te doen nie. Niemand gaan sit in die hemel kom nie. Het julle dit? Jakobus sê dit reguit. Hy sê, wys jy jou werke vir my, en ek wys die genade, of ek wys die genade en jy die werke. Paulus draai hom weer om. Paulus kap genade. En Jakobus sê, julle kan maar vergeet van net genade. Julle sal met werke ook hê. Ons moet die hele Bybel lees. Maar niemand werk om in die hemel in nie. Maar niemand sit in die hemel in nie. Ek wil weer 'n vraag vra. Kom by my op terwyl ek daar sit. Hulle vra, terwyl die lied speel, en hierdie goed wil ek hê moet op die kamera kom. Ek wil hê dit moet in die kerke kom. Ons stuur WhatsApps aan. Ons het 'n program, soos nou. Sal almal bid, kan God my gebruik, en waar moet hy my gebruik? Waar hy wil. Die vraag is, het jy dit gebid? Het jy waaragtig vanoggend gebid? Here, gebruik my waar U my wil gebruik. Of het jy klaar gearriveer? As jy dit nie gebid het nie, is jy reeds die een wat hulle van gepraat het. Wat jou eie ding wil doen en nie God se ding wil doen nie. Dit terwyl ek as dit kom het duidelik by my op. Hier is sommiges nou by julle wat nie eers vir my vra, waar wil ek hom gebruik nie. Hier het gesit vanoggend. God se gees lieg nie. En ek sê vir jou vanoggend, as jy nie dit gevra het nie, het jy 'n hoogmoed verskriklik bo God om jou eie ding te doen. Ek het daar gesit, ek is 34 jaar in die bediening, ek het weer gevra, want ek is in 'n, soos julle nou weet hoe ek dit altyd noem, halwe vas. Want ek wil by 'n punt uitkom, ek gaan nog nie nou vir julle sê wat doen ek nie. Hoe vra ek weer vir, is dit wat ek deur die week gebid, is dit my bediening nou? Gaan dit my bediening raak? Is dit dit? Want ek wil eers by die Here uitklaar. As ons by 'n punt kom, 34 jaar lank, vra ek seker elke week vir die Here, is ek daar waar U my wil hê? As jy by 'n punt, jy gaan maar net aan, dan werk jy nie vir God nie, jy's met jouself besig. Hier's 'n tipe hoogmoed, en nou praat ek nie net op die kameras, hier by ons. Ek
sal julle wys ek is dit. Jy gaan binnekort voor God staan voor sy troon. En jy gaan vir jou frik skrik. Jy gaan die woorde hoor hoe Rooi is gesê, asseblief bekeer jou tot God. Luister. Ons is nie hier om geld te maak hierdie instansie uit jou uit nie. Ons is hier om mense in die hemel te kry. Maar ons wil jy moet so change dat jy ook 'n klomp saamvat. Ek wil vanoggend kom dankie sê. Ek is ook nou lus om 'n blommetjie uit te ruk. Wragtig gister namiddag. In Sof se tyd, School of Fire se tyd. Kan ek in 14, ek dink ons is nou, as jy 2012 begin het in 12 Februarie, wat is jy dan nou in Februarie? 14 jaar, 15 jaar. Werk maar uit. Ok, 14 jaar. So iets, 15 jaar. Hoor gou mooi. Was hier op die terrein onder studente seker nie 5 fights nie. Ek praat van vuisslag, messteek. Dit is 'n wonderwerk hoor, met so 'n klomp verskillende mense by mekaar. Maar time again as die besoekers is. Is eendag 'n ouer saam met trek. Ons staan op so in die ouers en ek sê hierdie woorde vir die ouers. Wat dan wonderlik hier is die vrede tussen hulle. Die volgende oomblik toe hardloop Steven woep tussen my deur in Shelton met die ou kapie agter hom. Vrede. Ek het nou net vir die ouers gesê. Hier is daar 'n vrede. Hier hardloop sjoep. Hy hardloop in by 'n deur en hy steek hom so in die stal deur. Dis min sulke goed wat hier gebeur het. Maar jy het my rekord in flarde. Gistermiddag kom ek met besoekers af. Dis 5 slat klip gooi en vrouens wat hierdie kant beklei. 2 fights. Gelyk. Strou. Ondersteunig mekaar. Daar's hy. Hoor gou hierso. Ek besef dit moet moeilik gaan partykeer. Ek wil weer vir julle sê. 4 in 'n kamer en een los 'n wind en die ander een se skoene stink en die ander een los die deur oop en die ander een wil die deur toe en die ander een vee nie die toilet af en die ander. Dit moet heavy gaan. Julle het eintlik min fights vir dit. Maar ek herinner julle weer. Baie van julle is hier en dink, hoekom moet ek hier wees? Ek sê weer vir julle, ek was ook in so 'n situasie. Ek was in die police college. Ek het in my leeuskop vir 2 weke, 6 weke, sorry, in so 'n hoë tentjie gebly, so hoog. Hy mag nie hoor as jy dit nie wees nie. Het ek gebly. 2 mense bly in so 'n tentjie, 6 weke. Niks mag buite wees nie. Terroriste mag dit nie sien nie. So jou skoene, alles is daar binne. 6 weke. Van daar af toe gaan doen ek 'n onluste kursus. Oor onluste. Nog erger. Ek het dieselfde gedoen as wat Samuel doen. Dieselfde gedoen as Miles. Hulle sê daai berg. Nou ek dink die berg was so 6 kilometer van ons af en dan die berg ook nog op. Hardloop tot daarbo. Omdat wat jy gesê. 2 van ons besluit elke oggend. Die ou wat eerste sy voete op die grond sit van die bed af, moet daai aan sy 2 biere, jy mag 2 biere gedrink het in die polisie uit, vir die ander ou gee, en 'n chocolate. Dan staan ons op die bed te aantrek, en daai oggend, adjudant Cronje, skree, waar is daai 2 manne? Hulle het al aangetree, ons staan op die bed, niemand wil eers sy voet onder sit nie. En hulle, ek hoor net, hulle sê, adjudant, gaan kyk self. Hy kom in, en sê, môre adjudant, op die bed. Hy sê, klim af, môre adjudant, klim af hier. Want,
Die een wat sy voete afsit eerste, verloor sy 2 bure. Vir die duiwel doen ek dit nogal. En hulle jag ons, hulle sê, gaan na daai berg toe. Ons hardloop, is ver. Hulle kan nie dit sien nie. Nie eers amper met 'n verkyker nie. Agter 'n bos om net hier laag by die berg terug. Hoe was dit daarbo? Nee, dis 'n bietjie erg. Hy sê, okay. Hy sê, hier's vir julle 2, elkeen 1%. En hy gee vir ons elkeen 'n rookgranaat. 'n gele. Hy sê, hardloop weer gou vir my berg toe. En wanneer jy stop, trek hom. Dat ek kan sien waar draai julle tweetjies om. Toe kan jy nie onder die berg nie. En ek wil vanoggend vir jou sê, dis so ons dink God sien ons nie. Want ons teer rookgranaat nie. Ons kan doen wat ons wil. Ons harte is baie keer vuil, maar ons smile en ons maak so in die kerk. En ek wil vanoggend sê, God gee vanoggend vir jou 'n rookgranaat. Hy sien wat jy doen. Wil jy nie maar die Here doen nie in volheid nie? Hoekom wil ons dit halfpad doen? Hoekom na ons laasweek hierdie kragtige boodskap ontvang het? Ek sluit daarmee af. Dan gaan ons net hier uitdeel. Ek staan die oggend hier. En ek dink ek het 2 keer in my lewe al daardie skrif van God gaan jou uitspoeg as jy lou is. Ja, hoor nou. 2 keer in my lewe het ek dit verander na uitbraak toe, uitkots toe. 2 keer. Maar daardie oggend sê ek, dis die oorspronklike vertaling. En ek gaan af daarop. Ja, dieselfde middag kom Arnold van Amazone. En hy haal dit presies so aan. En hy praat van uitbraak, uitkots. Hy vat dit verder. Hy sê, moenie swybrand vir God raak nie. 2 keer in 3 ure se tyd. En vragtig daarna, 2 of 3 doen net dieselfde. Ek pleit by julle. As God so praat, moet jy weet, daar's ietsie om die hoekie wat gaan gebeur. Kry jou lewe in orde. Julle sal nooit kan sê, julle was by 'n plek wat jy gesmeek het nie, wat jy gepleit het nie. Kry jou lewe in orde. Iemand se lewe is nie in orde, as jy hier vir 5 maande, 6 maande, 8 maande, 'n jaar, pragtig is, en jy gaan op verlof vir 'n week, en jy gaan gebruik tikkie. Jou lewe is nie in orde. Hoekom kyk almal nou so intoe? Dit is nou die snaakste. Nou, is julle klaar? Sit net so. Of nee, julle 2 moet gaan. Ek wil 2 mense wat nie wou opgekom het hier nooi. Gaan af. Daai 2 ouers kom sit vir my hier. Nee, ek vra nou baie mooi, ek sal iets mooi praat. Kom. Kyk, hy's nou bang hy gaan gate grou. Nou kom hy maar. Kom sit gou hier. Ek weet, julle wil nie weet wat die linkerhand en regterhand, don't worry. Julle is nie daar nie. Ek wil julle hier hê. Yes. Ek wil vandag vir julle dankie sê. Ek like van stir. As iets op 'n kamera kom, is daar iemand anders wat dit kyk en dit stir. Hoor gou hier. Daar was 'n tyd, 2012 al, 2013, 2014, wat ek 1 of 2 ouers het gehad het wat sal hallo sê. Die ander het ons gevloek. Ons kry dit nou nog. Hier's ouers wat nou party, hulle antwoord nie vir maande hulle foon nie. Hulle worry nie. Ek wil vandag vir julle dankie sê. Dankie dat ek goed met julle kan bespreek, maar dankie wat julle bring. Sulke goed raak ons aan. Dit boost ons. Hoor dit, daai vrou het sommer haar tissues gegryp. Toe sy net moet sê wally wally. Nou, mense, dit is erg. Party daar. Ek het gister op my motorfietsie geklim. Ek so gekyk, toe sê ek, bye. En toe ry ek. Annie, jy's nou al so, ons moet jou op die raad sit by Sof. Dink ek, want Annie weet alles. Annie beweeg hier. Sy's nie net 'n dog handler nie. Sy's klomp dinge. Weet jy wat was vir my mooi, Annie? As hulle so praat, en jy vat die tissue en vir jou oë uit. Dit is my so mooi.
Jy's ook in die bediening, het jy dit geweet? Want jy's saam met hulle. Wanneer jy die koppies skoonmaak, moet jy hoor hoe ongelukkig kon hulle nie nou net gaan slaap het nie, want hulle het vanoggend weer 12:30 hier gekom. Oor studente wat beklei. Mense, as ek hy liedjie altyd sing, I want to give. Wat, hoe gaan hy? Jy's reg, maar wat sê gou? I want to give until there's just no more to give. Ek kyk hier mense altyd en ek is weer terug by doen. Dat dink ek, weet julle wat julle sing? Want julle self dit klim nou in julle grand karre en ry en gaan gee nie een traktaatjie uit nie. Maar jy sing, I want to give until there's no more to give. Jy gaan eet nou jou bout vleis. Dit kos jou niks hierdie evangelie nie. Maar jy sing dit. Hierdie goed raak my verskriklik aan. En ek kyk daarna en hoor gou mooi. Dit kos 'n prys, hierdie bediening. Maar weet jy wat is lekker in hierdie prys? Julle moet gaan stil raak en kyk hoeveel bedieninge is daar buite wat hieruit was. Mense wat eens op 'n tyd 'n tikkop was, wat nou 'n pastoor is. Mense wat dit was, wat dit is, wat dit is. So ek jou gesê het hierdie week. Jy moet gaan inplant in hulle bediening in. Julle gaan nog groter gaan. Ek spreek oor julle bediening uit in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dit skiet uit. Dit skiet uit. Dis lekker as jy ouers het wat in 'n bediening staan. En dit is lekker as jy weet jy kan vir Tertius, as hy net sy voet skeef sit, dan stop hy die kar weer hier voor met koffie. Yes, Royas, hier is met die koffie. Hy bly nou 6 maande. Kyk hoe smal. Dit is lekker as 'n sukkel ouers het. Okay, ek gaan net afstaan. Sit net daar. Wag, wil julle ietsie gesê het? Ons gee Jesus alle eer. En dankie vir almal wat 'n verandering toon in ander mense se lewe. Ons bly die Here eer gee daarvoor, né? Ja, ek wil maar net sê baie dankie vir julle moeite en julle vir Wally en die ander wat ook baie in Tertius se lewe ingesaai het en ek bid vir elkeen van julle wat hier is en ek kan saam praat met julle dat die Here het 'n plan met elkeen se lewe en hy sien jou raak en hy's lief vir jou. Ja, en ons bid vir julle. Mag die Here julle seën. Ek wil net seker maak, as jy 'n mechanic, Engineering artisan, ja. as jy ook 'n skroef los kry, vloek jy hom los of bid jy hom los. Kos bly stil. Dis God gegeewe talente. Jy moet jou verstand gebruik wat Jesus jou gegee het. Amen. Mechanics daar buite, moenie my los vloekie. Bid hom los. Amen. Ek gaan gou hier uitdeel. Nou moet almal lekker saamwerk vir my asseblief. Is daar studente wat siek lê? Roan, nee, is dit al? Ruben, sorry, jy sal sorg vir hom week. Okay. Nou, kan julle tweetjies afkom want ek sien julle wil hier sit nie. Maar nou, hierdie is net vir studente. Jy vat vir my daai blok en deel vir my uit en jy vat hier, ek wil net een vir die kamera gevat. En as daar nou een tekort is, miskien vir 'n student, ek glo nie as tekort nie, moet dan nou nie huis toe skryf, ek kom na my toe, oor die tannie Silwe, vat daar van daai kant af. Okay, is 'n bandjie, kom kyk gou hierso. Kom kyk gou hierso. Hulle het 'n boodskap by die bandjie, hulle het laas 'n paar jaar terug, het ons baie ontvang hierso. Dit is nooit geweet, ons gaan die seën ook ontvang nie. Okay. Daar's X. Kan julle twee asseblief stil bly? Is die bandjies, dankie vir ouers wat dit bring. Okay, hy het sy bandjies sommer. Sê dankie soos hulle verbygaan. O, het jy al gekry? O, okay. Nou. Wie is die oulikste ou hierso? Tertius, kom hier. Terwyl jy is, vat en gegee vir personeellede en hulle gades 'n chocolate. Vat so met klomp, nie vir studente nie. Al sê Stefan Ludik wat, jy stap verby hom. Kom help jy sommer hier gou. Hou op so baie praat. Kry.
gaan deel gee vir my uit personeel eers. Onthou nou net, Arlette is ook nou deel van personeel en Wiek is ook deel. En ek sien daar's baie, so die personeel se kindertjies kan ook kry. Onthou om vir Struis, Lindy en Nathan te vat. Dankie. OK. Hierdie een gaan ek uitdeel. Ek gaan vir my vrou 'n chocolate gee. Dan kan sy nie sê ek het nie vir haar 'n chocolate gekoop nie. OK. OK. Baie dankie om te ontvang. Kameras, kyk hier. Om te ontvang is lekker, maar ons moet ook kan gee. Dankie. Hierdie is my so, maak my hart bly te sien ons gee vir studente. OK. Wat vra jy? Hoor gou mooi. Eers sê ons dankie voor ons die volgende ding vra. Ek moet iets. I know my customers. OK, asseblief. 'n Mens sê dankie. OK. Dankie. Dan nou Tian. Bradley. Meneer 100. Ek praat. Kom, moenie nog sit te wag nie, meneer. En dan Vicky. Deel gou die koffie uit, net vir studente, hoor? Nie vir personeel nie. Kom ons. Maak dit vinniger. Asai. Kom ek gooi hom gou hierso. Dankie vir Rikoffie. Moet nooit in jou lewe klaar nie. Kry vir jou Rikoffie en hou op klaar. OK. Ja, sê. Mense sê 'n bietjie hardop dankie vir die koffie en vir die bandjie. Prys die Here. Dankie vir elkeen wat maandeliks vir ons gee. Dankie vir elkeen wat my nommer is nou op die skerm. Hoor baie mooi. Jy gaan 2 nommers van my nou op die skerm sien. Die een is my nommer wat jy kan inskakel en die een is my WhatsApp nommer. So, my gewone nommer wat jy kan bel, 0827899550, het nie 'n WhatsApp nie. En dan, as jy altyd wil weet hoe om ons te kontak, gaan na Facebook toe, Roy Strauss. Maar dankie vir elkeen wat gee. Dankie vir elkeen wat belangstel. God seën jou. Dis lekkerder om te gee as om te ontvang. Weer wil ek iets sê. En ek dink ek wil die volgende paar preke daarop hamer. Dis maklik om 'n slagspreuk te sê. Ek kyk gemeentes se slagspreuke van uitgaan. Nou stap jy in die sending wêreld uit as jy by die deur uitstap. Daai selfde gemeentes doen niks. Hulle die wonderlikste slagspreuke en God sal veroorsaak dat hulle dit kyk. Die wonderlikste slagspreuke. Ek dink dan daai 28:19 nou, hy roer. En hy stuur sy spanne uit. Maar hoor gou, die slagspreuk wat jy het, moet jy act op. Anders het ons die mooiste slagspreuke en ek kan rondgaan. Hoor nou mooi en ek wil dit adresseer. Ek is nie net aandag afleibaar nie. Ek is nogal oplettend ook. François sal dit bevestig met gister se pyp wat stikkend is. Dit hou se moedsak in jou skoene in. Maar dankie Jesie, dankie julle het mooi gevorder, dankie. Dankie dat julle so ingespring het, regtig, dit was groot skade. Maar hoor gou mooi. Jou bediening eendag, nou moet julle my mooi luister. Ek sluit af met hierdie woorde. En mag die regte mense kyk. Jou bediening eendag moet so wees. Jy moet vars in die bediening wees. Jy moenie foto's gebruik, soos ek wat 9 keer in China Bybels ingesmokkel het. Ek kan nog hy foto's gebruik, want ek werk elke dag vir God. Ek kan Noord-Korea gebruik. Maar as ek my bediening stop, en ek wil geld maak, kan ons asseblief, en ek wil geld maak, moet ek nie ou foto's vat, en hulle 'n bietjie edit, en dit vir mense vertoon, en daai het geld maak nie. Dit is 'n baie lelike ding.
Nie lank terug het ek 'n prediker gesien wat preek. En die hemp wat hy aangehad het hy 'n foto opgegooi van 1994. En hy het met daai hemp gestaan wat hy laasweek gestaan het by 'n sekere gemeente. Op dit, by die persoon in 'n ander land. Pasop, daar sit mense in die gehoor, wat sulke goed kan optel. Want ek is in evangelisasie 34 jaar, ek kyk dit. Pasop. As jy wil skelm wees, moenie in 'n hemp kom. En dit dateer 94 jaar terug toe die hemp nog eers bestaan het, maar jy's op by foto. Dit is nie reg nie. Dan nog 'n ding. Ek moet dit aanspreek. Dis 'n baie lelike ding wat aangaan en hulle gaan kom probeer nou. 'n Pastoor is 'n herder en hy moet sy skape beskerm. Hulle gaan nou onder julle begine oes. Gisteraand op Facebook gesien, hulle tag solank al die afvlerkies wat al hier weggeloop het in. Julle moet wake-up wees. En hulle begin 'n tag, van julle is ook getag en ek sien julle dit geniet. En die man wat promoveer, hierdie plek wat hy mense gaan vrykry van dwelms, is 'n ou wat in hoerery bly, 'n ou wat rook, en 'n ou wat in 'n nag hier weggeloop het, en nog nooit reg gemaak het nie. En hy promoveer sy nuwe rehab. Is uit die put van die duiwel. Hoe kry jy iemand vry as jy self nie vry is nie? So ek wil vir julle sê, hulle is nou besig om by julle te harvest. En ek sê weer soos laasweek, julle is welkom om te gaan. Moenie agter my rug gaan nie, gaan as jy wil gaan. Gaan, ek sien hulle taak het jou ook tamelik. Maar nie vir jou nie, ek praat hier. Julle moet 'n bietjie die name gaan kyk. Okay, hierdie ding sê ek openlik. Don't come and try to steal God's people. Don't do that. Ek sluit af in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Remember, a few years back, somebody opened a page on my name, a false page. En jy het ons sleg gemaak. En God het die woord gebring, die page sal stil staan op 'n dag. Ek weet nie wat met jou gaan gebeur of gebeur het nie. Die page staan nou 4 jaar stil. Julle kan gaan kyk. Ek weet nie wie is die eienaar van daai page, maar hy staan stil. God se woorde het waar geraak. Don't mess with God. Maar hy's verskriklik lief vir julle. Was hy chocolate lekker? Okay. Kom ons bid saam. Tertius, kom bid vir ons. Jy sê wat jou pa nou in my oor gesê het toe hy verbyloop wat ek gelyk. Hy sê Rooies, ons gaan vir hom groet, ons gaan lekker kuier met hom, maar hy bly. Okay, bid. Kom ons bid saam. Dank liewe Here vir die wonderlike dag. Sorg dat dit verder 'n wonderlike dag sal wees. Liewe Here, sorg ook dat ons veilig by die huis sal kom op die pad. En liewe Here, stap pad saam met elke persoon hier, so help hulle om gefokus te bly op hulle rede hoekom hier is. En dat hulle regtig nader aan U sal kan beweeg, liewe Here. En ja, dank liewe Here vir die genade en die liefde. Bid dit als in U naam alleen. Amen. Amen. Nee, wat jy jou nou uit dit uitgebid, dat jy veilig by die huis kom. Gee 'n lekker ander klap vir die Here. Bye bye. I must have prayed